Harpierspoortdam is 'n lekker dam waar die visies heel dag byt. En die sonnetjie brand jou bolle kop, het lyk soos 'n cherry confit. Harpierspoortdam is 'n lekker dam, is 'n fisherman's paradise. I ride sit oor 'n fish on 'n hooker and idle by a huis. I rode the water so lekker on a dam in my opa's old canoe. He's my brother and my pa and a chummy with his car. We fish for the whole afternoon. What a fancy fish talk. My tweede visvangstorie speel af hier in 1992. Toe ons as 'n familie hier af is na die Transkei toe. Daar teen die Kei rivier was 'n plek met die naam van Seagulls. Was op die grens tussen die Kaap en die Transkei. As jy oor die rivier gegaan het, jy gaan oor die rivier met 'n pont, dan daar ander kant was Keimoes. Maar goed, ons is nou daar by Seagulls. Nou kyk, van visvang in die see weet ek min, want ek het net 2 keer my lewe was ek by visvang betrokke. By die vorige verhaaltjie wat ek vertel het en nou by hierdie verhaal. En my swaar se skoonpa besluit toe hy gaan my nou daai dag leer om vis te vang in die see. En daar gaan ons. Hy het 'n visstok, ek het 'n visstok. En ek gooi in, en ek geniet dit. Dit is so lekker om in hierdie see vis te vang. Ek is op die rotse en dan is ek hier. Maar kort kry ek 'n kraaines. Ag vader, dan moet my swaar se skoonpa gaan sit. En hy moet hierdie kraaines uit mekaar haal, want Johan Gous weet nie hoe om daai kraaines uit mekaar te kry. As ek hom moes uit mekaar kry, dan sou die hele vislyn daardie dag op die sand agtergebly het. Maar in elk geval, so gaan dit aan. Maar nou is hierdie groot vissermanne hier langs my. Jy kan sien, hierdie manne is toegerus. Kyk, hulle het die regte klere aan, hulle het die regte boots aan. Ek staan sommer daar in my kostuum in visvang, maar hierdie manne, kyk, hulle die regte trommels en binne in die trommels is al hierdie visgereedskap. Ons het daarom ook 'n ou trommeltjie gehad en op 'n stadium toe vang ek 'n ou blaasoppie. Hy was baie opgewonde oor my fonds. Ek nie geweet dis 'n blaasoppie nie, maar my skoonpa het en hy het gesê, gooi dadelik terug, want dit is 'n giftige vis. En tot my groot misnoe moes ek nou my klein blaasoppie teruggooi. Maar ek was geduldig en na nog so 4 of 5 kraaineste, toe voel ek hier is iets aan die lyn en ek begin beklei. Mense, daar trek ek vir jou 'n kabeljou uit wat vir niks skrik nie. En die ander ouens hardloop na my toe en hulle kan nie glo nie, want weet julle, daardie dag was ek die enigste ou tussen daai vissermanne wat 'n vis gevang het. En dit was een hengse kabeljou. Ek het daai kabeljou die aand teruggevat na die eetsaal toe en gevra hulle met die kabeljou gaar maak en vir almal wat daar is, moet 'n stukkie van daai kabeljou kry. En was hy lekker gewees. Nee, 'n mens kan as jy wil. Plekkie in die sandveld, die baie ver van die Kaap, waar ons vleis braai en die brood maak, ja wat baie lekker smaak. In die oggend as die mis lê, sit die manne op die boot, met 'n visstok in die een hand en 'n sixpack op die skoot.